Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag aan die begin van hierdie video deel ek jou die goeie nuus mee dat die Woordspieël Matteus Bybelleesplan vandag op YouVersion beskikbaar is. En jy kan daai plan gaan volg. Miskien is jy besig nou om deur die Matteus video's te werk of dalk het jy al, maar hier is 'n Bybelleesplan wat deur daardie boek reis en elke dag 'n hoofstuk hanteer en 'n gedagte uit daardie hoofstuk lig, net soos wat ons met die video's doen. Maar miskien kan jy daardie Bybelleesplan ook gebruik en met ander mense deel en dit deel maak van jou reis. Vandag in hierdie video is ons by Exodus hoofstuk 2 en ek lees vir jou vers 14 met die gedagte: nie met my eie hande nie. Vers 14 sê: wie is jy nogal? Het die man teruggeantwoord: wie het jou as baas en as regter oor ons aangestel? Wil jy my ook doodmaak soos jy die Egiptenaar gister doodgemaak het? Nou, ons ken die storie en as jy Exodus hoofstuk 2 lees, dan gaan jy nou mooi die konteks verstaan. Maar Moses word groot en hy besoek sy eie mense. Onthou, hy het in die paleis van die Farao groot geword, maar hy het geweet hy is 'n Hebreër en hy besoek sy eie mense. En hy moes sekere bewustheid gehad het dat God hom wil gebruik om die mense te red, om sy mense te red uit hierdie verdrukking en slawerny. En hy was nie verkeerd nie, dit was God se plan gewees met hom, maar ek sien dat hy hier die saak probeer forceer. Hy probeer met sy eie hand sy roeping tot vervulling bring. Toe hy die onreg teen sy mense sien, toe probeer hy op 'n wêreldse manier hierdie probleem oplos. Deur krag en deur geweld. Hy was ongeduldig geweest. En dit veroorsaak 'n klomp moeilikheid vir hom. Hy moet vlug en hy beland in die woestyn van Midian vir 40 jaar, waar hy skape moes oppas. En dan sien ek aan die einde van daardie hoofstuk dat die tyd vir die verlossing van die Jode aanbreek, God se tyd, en dan gaan haal God vir Moses weer daarso uit die woestyn uit en hy bring hom terug. En 'n ander Moses, 'n veranderde Moses kom terug en God begin sy plan uitwerk. Die vraag vandag is: hoeveel keer forceer ek nie iets wat reg is nie, maar dit is nie God se tyd nie, of sy manier nie. Ek maak net skade wanneer ek dit doen. Ek maak skade vir myself, ek bring myself onder druk en onder spanning wat nie veronderstel is om te gebeur nie. Ek maak dalk skade aan die werk van die Here of in ander mense se lewens omdat ek ongeduldig is of omdat ek iets doen op 'n manier wat nie God se wil is nie. Wat moes Moses dalk eerder hierso gedoen het toe hy daarso met daardie onderdrukking van sy mense te doen het en hy hierdie roeping voel? Ek weet nie, hy moes dalk vas en gebid het en sê: Here, hoe wil u plan uitvoer? Hoe wil u hierdie laat gebeur? Hoe wil u my gebruik? Dan sou hy dalk beleef het dat God vir hom sê: dis nog nie die tyd nie. Hy moet eers nog geduldig wees. Daar moet goeders nog in hom verander. Hy is dalk te gewelddadig en te kras. God wil nog nederigheid in hom werk en afhanklikheid. Die manier waarop ek my volk gaan red is nie deur geweld nie. Dit is deur my gees, dit is deur my krag. Ek sal verheerlik word op die einde van die dag. God gaan op sy manier werk. En ek en jy moet onsself onderdanig maak daaraan en ons moet gehoorsaam wees en ons moet by God se plan en sy tyd inval. Kom ons doen dit. Ons wees versigtig om in ons eie krag en ons eie tyd 'n ding te wil forceer. Miskien is dit op hierdie stadium 'n versoeking in jou lewe dat jy iets wil druk of wil forceer, maar dis nog nie die tyd daarvoor, dis nie God se manier nie. Spandeer tyd met die Here, laat hom jou lei. Kom ons bid saam. Here, nie in my tyd of my manier nie, maar in u sin. Ek bid vir elke persoon wat hierna kyk vandag, dat hulle die roeping wat u vir hulle het, tog nog steeds onderdanig gaan stel aan u wil, sodat u dit op die regte tyd en op die regte manier in hulle lewe uitwerk. As hulle nou iets moet doen, dat hulle dit sal doen, maar as hulle moet wag op u, dat hulle sal wag. In Jesus naam, amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê.